is enkele liedere wat deur die loop van die week elke keer op dieselfde plek na vore gekom het waar ons so by mekaar was. Ons handhaaf daai selfde ritme ook in hierdie aand. En die lied wat ek speel se woorde, maar ook sy wysie, sy styl help my om vir 'n oomblik te fokus en bewus te raak van God in ons midde. Sommige ander van julle sou die kers wat brand nog 'n groter rol speel, 'n groter effek hê in jou eie lewe. En dan het ons daar nou vinnige kers gekry hierso, en seker die kers aan die beste brand. En die heiligste is, so hy praat ook met ons. En dan is hier ook so 2, 4, 6, 7 kerse. As daar iemand is wat in hierdie aand graag 'n kers wil aansteek. En die verhale wat mense vertel, die goed wat hulle met my deel oor kers aansteek en wat daarmee gepaard gaan, wat gebeur in hulle eie lewens, is maar net my elke keer wat ek maar net stil staan en dink, so julle is welkom om na die lied te luister. Dan waar jy dan ook al sit, jy sit dan aan heeltemal in jou gewone plek uit. So dis dalk nou klaar, is dit jou ongemak, maar dan is julle welkom om op 'n kers te kom aansteek. Nader tot die Here, hy sal getrou ook nader tot jou, nader tot die Here, naby aan ons Here, naby aan ons Here. Verkeer is hier naby aan ons Here. Ek nader tot die Here, ek nader tot die Here, hier deur die Gees wil U by my wees. Ek nader tot die Here, Hy is naby aan ons Here, ons nader tot die Here. Ek wil julle graag vanaand weer die geleentheid gee tot afrat en stil word. En ek wil nie elke aand noodwendig hierdie manier van gebed uitrek en herhaal nie. Maar ek het nou ook vir julle gesê dat daar tye kom wat 'n mens voel, nou is ek nie in my comfort zone nie. En ek weet daar's baie van ons wat dalk nou al deel was van so 'n proses en ander nie. Maar ek wil julle weer uitnooi vanaand om lekker gemaklik te sit, soos wat ek dit gisteraand verduidelik het. Net lekker met die voete geplant op die grond, ek hou my hande in my skoot.
En dit maak dit vir my maklik om lekker diep asem te haal en dit 'n oombliekie te hou en dan weer stadig uit te blaas. In hierdie proses sou dit 2 keer kon doen sonder om enigiets te sê, net om in daai gewoonte te kom, om gewoon te raak aan my eie asemhaling waarop ek kon konsentreer. En dan gaan ek vir julle hierdie kort woorde uit die skrif gaan ek vir julle elke keer voorhou en dit minder maak tot ons by die heel laaste een kom. So kom ons sit net 2 keer en ons haal ons, trek ons asem lekker diep in. Hou dit 'n oomblik en blaas dit stadig uit. En dan as ons dit weer doen, dan doen ons dit terwyl ons saggies in onsself vir ons sê, wees stil en weet, ek is die Heer. Wees stil en weet, ek is. Wees stil en weet. Wees stil. En die laaste keer, wees. Weet met wie ek is en met waar ek vandaan kom. Ek moet maar net eenvoudig myself kan wees hier in u teenwoordigheid. Dat ek hier kan wees saam met nog 'n klomp mense wat 'n behoefte het om te wees. O Gees van God, die wat werk soos die wind, soms in storms, soms in stiltes, werk dan ook met elkeen van ons in die stilte. Ek wil dan net sê, ons gaan vanaand lees uit Handelinge 2 vanaf vers 42 tot 47. Dit is ook die teksgedeelte wat by die klein groep gesprekke aanwesig is as ons dan die ritme volg van hierdie boekie wat ons het. Dit is 'n klein groep gesprek wat ons ook sou hê en van ons gehad het
afhanklik geraak van hierdie vertaling nie. Maar ek het nou op 'n sekere stadium in die week veral met die Romeine gedeelte en met die Korintiërs gedeelte het ek uit die Bybel uit gelees. Ek gaan dit vanaand weer doen. Ek hou tog maar daarvan om die 83 vertaling te lees as ons 'n klomp mense so bymekaar is. So die enkele verse van vers 42 af. Ek kom ek lees vers 41 kan ek ook lees. Hy is nie op die bord nie, op die skerm nie ander net, so jy kan daarvan nog my aankyk. Ek kom ek werk met dit op die huidige stadium op die muur is. Ek wil daar hou. Ek is jammer. En ek twee van my pipies net my volgorde nie daarvan reg is nie. Miskien moet ek hou die Bybel net so. Jammer dat dit nou bietjie nie mekaar is. Maar hou die Bybel vir 'n oomblik net so. Miskien moet ek in hierdie oomblikke dan nou maar eers sê 'n bietjie rondom ons aans inkering. Ek weet dit was vir sommige mense vanaand moeilik om in die kerksaal in te stap. En jou plek waar jy altyd sit in die kerk self is nog net nie vanaand nie. Ek weet dat daar ook mense is vir wie dit moeilik is om so in 'n vertrek in te stap waar 'n klomp mense sit. Jy weet, ek kan al doodgaan om tussen die klomp mense in te stap. En ergens is dit lekker kry. Ek het dit geweet en iemand het dit van my bevestig vanaand toe ons hier ingestap het. Sommige van ons, soos wat ek in my gebed gesê het, was in die aande so vers as wat dit moontlik was, gereeld hier. Sommige van ons is ingeskakel by van die 40 dae klein groepe en is dalk nie altyd maklik om in die aand uit te kom nie, maar vanaand het julle moeite te doen om hierdie geleentheid by te woon. Nou wil ek daarmee saam sê, toe ons besef het, en dis het van die begin af geweet, ons het nie altyd heeltemal geweet hoe ons dit inklee op hierdie aand nie, maar toe ons nou hieroor gesels en hieroor besin het ons tog gedink, dalk is daar waarde daarin, dat ons hier op hierdie donderdag aand almal uitnooi na die kerksaal. En op so 'n manier gee dit vir ons die geleentheid om mense wat by 'n deel van klein groepe is, om hulle hier te hê by hierdie geleentheid. Dit gee vir hulle terselfdertyd die geleentheid dalk dat hulle nie nou nog moes kies op 'n sekere stadium as ek nou by die klein groep of as ek nou by die Pinksteraand nie. So 'n geleentheid waar ons 'n bietjie kan gaan draai ook by die inhoud van dit wat by so 'n klein groep ter sprake sou kom. So nou is dit dan nie die een of die ander nie. En nou vanaand weet ek ook dat hierdie klomp mense is wat sê nou maar ek is nie deel van 'n klein groep nie, dit was nie vir my moontlik nie en dis nie heeltemal my voorkeur nie, nou waar pas ek in? So ons het probeer om almal om 'n tafel te kry. Dit is so wonderlik dat die tafels was wat mense gesê kom, dit is plek by kom sit en raak deel van ons. So as ek nou vanaand hier staan, liewe vriende, dan was dit die agtergrond hiervan gewees. Ek dink in 'n sekere sin help ons teks ons dalk ook 'n bietjie met dit wat ons vanaand doen hierso. Ek wil julle nie manipuleer nie. En ek wil nie iets op julle afforceer, afdwing nie. En daarom nooi ek julle net eenvoudig uit om vanaand deel te wees van dit wat hier in hierdie saal gebeur. Ek kan baie goed onthou, ek was baie jare lank was ek betrokke gewees by 'n Bybelstudiegroep, 'n mans Bybelstudiegroep. En die klomp manne het rondom die tafel gesit op 'n maandag aand. En by tye was daar tot 12 van ons wat so gesit het. En sommige van hulle het 'n lang tyd aangekom ook. Sommige van hulle is begrawe ook en sommige het getrek ensovoorts. So ons het nogal 'n baie nou groep het ons gevorm. Ek dink nou oor hierdie goed 'n bietjie dink ek nou aan een van die Bybelstudie manne wat daar gesit het. En die kerel het amper nooit het hy iets gesê binne die funksionering van die groep nie. Maar dit was seker
een van die manne wat sonder uitsondering daai aand daar was op 'n maandag aand. Hy was 'n dokter, mediese dokter, so hy het maar ook sy program gehad, maar dit was absoluut hoogs uitsonderlik dat hy nie op 'n maandag aand daar is nie. En een aand, toe hoor ek hy maak, jy weet, toe sê hy vir ons, hy kyk ons nie oor, hy sê, julle, ek wil vir julle sê, ek sit nou elke maandag aand hier, en ek sê amper nooit iets nie. Maar, wat hier gebeur rondom hierdie tafel, en dit wat ek hoor, is vormend in my lewe. So verskoon my nou as ek nie deelneem nie, maar ek is deel. Ek sê dit vir wie van julle dit nou kan half laat voel, maar dit is nou ek daai. Party van ons praat maklik en vinnig. Party van ons moet 'n oomblik dink. Nou daai verskeidenheid is in my eie familie ook aanwesig. So ons is steeds lief vir mekaar en ons is steeds by mekaar. So laat ek dan eers daai drie vra en ek wil vra op 'n manier wat vir julle gemaklik is. Wil ek tog hê dat julle 'n bietjie probeer om daaroor iets te sê. En baie van daai vrae is van so 'n aard, daar's nie 'n reg of 'n verkeerd nie. Dit het baie te doen met wie jy is en wat waar is vir jou en jou lewe. Daar's baie gepraat in die week. Daar's baie teksgedeeltes gelees. As ek nou die vraag vra, waarom sukkel ons soms in die kerk om regtig vir mekaar om te gee? En dit is nie so maklik nie, ek het maklik gepraat, nee. Maar nou moet ek aan my wys sê, ek het gestaan van 'n vele vra, wat is julle gunsteling sok? Toe ek geweet julle kan praat. En julle kan lekker gesels en julle kan julle gedagtes gaan julle met mekaar deel. So, sommer maar net so 'n paar bietjies op die tafel gooi. Waarom dink julle sukkel ons soms in die kerk om regtig vir mekaar te gee? Wat maak dit moeilik vir jou? Wat maak dit moeilik vir ons in die algemeen? Dis my vraag. Dit is al van dieselfde soort van vraag oor wat is jou liefste sok, né? Sommige net so 'n bietjie waag te bietjie. Niemand gaan jou ophang oor dit wat jy sê nie. En niemand gaan jou skeef aankyk nie. En as daar so iemand sê vir my, as wat ek met hulle werk, ek kan nie by my voete hier so sommer net selfs. Dankie.
gaan voorbeweeg na die teks waarna ek dan net nou begin het. Ek is nou by die teks waar ek vir julle oorspronklik gesê het, dit is in Handelinge 2. In vers 43, 41 staan daar hier op die bord nie. Na Petrus se woorde het 'n groot aantal mense, omtrent 3000, tot bekering gekom en daarna is hulle gedoop. Vers 42, van toe af het hierdie nuwe gelowiges gereeld bymekaar gekom om te hoor wat die apostels leer. Hulle het nou 'n splinternuwe verhouding met God en met mekaar gestaan. Hulle het ook gereeld saam geëet en saam gebid. Die apostels het groot wonderwerke onder hulle gedoen. Al die gelowiges het groot eerbied vir God gehad. Hulle liefde vir hom en vir mekaar het hulle in 'n hegte eenheid saamgesloot. Daarom was hulle bereid om selfs hulle besittings met mekaar te deel. Hulle het alles verkoop wat hulle besit het en die geld vir armes gegee. Dag na dag het hulle ook na die tempel toe gegaan om God daar te aanbid. Hulle het ook by verskillende huise saam geëet. Hierdie maaltye was glad nie uitspattig nie. Al die gelowiges was vol vreugde. Hulle het God heeltyd geprys omdat hy so groot en goed is. Die gelowiges se lewenstyl het die ander mense in Jerusalem aangegryp. Almal daaroor gepraat. Daarom het daar elke dag baie mense tot geloof in Christus gekom. Baie bekende gedeelte. Miskien moet ek dit nog 'n slag lees. Kom ons luister baie mooi daarna. En dan as ek dit lees, wil ek vir jou vra, wat is daar in die teksgedeelte wat vir jou uitstaan? Jy hoef nie 'n hele opsomming te gee van die teksgedeelte nie. Jy hoef nie oor elke faset iets te sê of reageer nie. My vraag is, wat is die enkele ding wat vir jou raak, wat jy onthou, wat vir jou bybly as ek die teks nou weer gaan lees? So ek doen dit stadig. Van toe af het hierdie nuwe gelowiges gereeld bymekaar gekom om te hoor wat die apostels leer. Hulle het nou 'n splinternuwe verhouding met God en met mekaar gestaan. Hulle het ook gereeld saam geëet en saam gebid. Die apostels het groot wonderwerke onder hulle gedoen. Al die gelowiges het groot eerbied vir God gehad. Hulle liefde vir hom en vir mekaar het hulle in 'n hegte eenheid saamgesloot. Daarom was hulle bereid om selfs hulle besittings met ander te deel. Hulle het alles verkoop wat hulle besit het en die geld vir die armes gegee. Dag na dag het hulle ook na die tempel toe gegaan om God daar te aanbid. Hulle het ook by verskillende huise saam geëet. Hierdie maaltye was glad nie uitspattig nie. Al die gelowiges was vol vreugde. Hulle het God heeltyd geprys omdat hy so groot en goed is. Die gelowiges se lewenstyl het die ander mense in Jerusalem aangegryp. Almal het daaroor gepraat. Daarom het daar elke dag baie mense tot geloof in Christus gekom. Ek wil vir julle graag die geleentheid gee om die tafel om dan nou ook net tot kortweg te sê, soveel mense as daar ook geleentheid kry om te sê, wat is dit in hierdie teks wat jy nou vanaand baie op die gehoor het? En wat jy kan deel met diegene wat naby aan jou is op die tafel. Ek gee dir 'n kans daarvoor.
dan ek op hierdie stadium so 'n klein bydraetjie maak, deur dalk net ietsie te sê wat miskien bevestig oor hoe belangrik dit is dat 'n mens ook die agtergrondomstandighede sal ken, wanneer jy met die Bybel besig is en probeer agterkom wat sê dit vir my in hierdie omstandighede. Die Jode was daar was 'n klomp mense wat vir Christus gevolg het, daar was 'n klomp Jode wat hom nie gevolg het nie, wat hom nie erken het nie, wat ander planne met hom gehad het, en die uitstorting van die Heilige Gees is mense net op 'n baie diep manier geraak, wat nie gebring het dat hulle keuses in hulle lewe gemaak het, en hulle oë oopgegaan het, amper so skille van hulle oë afgeval het, dat Jesus is regtig waar die Seun van God. Hy is die gestuurde, hy is die verlosser, hy is die Messias. So die plek waar die Jode veral met mekaar gekom het op die Sabbat, was in die tempel gewees. En toe hierdie gebeure plaasvind, het die mense op 'n natuurlike manier wat geraak is deur die Gees wat in hulle gewerk het, en hulle so daar in hulle omgewing het hulle bymekaar gekom. Nou daai huise van die Jode, daar, in daai tyd, het nie gelyk soos ons huise hierso op Langebaan nie. Ek kan julle dalk na plekke toe neem waar ek vermoed, wat baie meer 'n aanduiding gee van hoe die huise gelyk het. Die huise was klein. Dit was 3 vertrekplekke, wil ek amper sê, slaapplek en 'n voorkamer, en dan het jy nog die stalbord daar gehad wat deel was daarvan. So, wat ons vanaand hier sien, as kerk, het hulle glad nie gegee nie. Hierdie horde mense wat bymekaar is, dit was nie in hulle denke gewees. So dit was amper huiskerkies gewees as ek die terminologie kan gebruik. Die interessante is dat die gelowiges wat op so 'n manier bymekaar kom, wou graag die bande behou met die mense wat saam met hulle in dieselfde gemeenskap is, en daarom het hulle op 'n gereelde basis, dit lees ek nou maar, het hulle op 'n gereelde basis het hulle tog ook na die tempel toe gegaan. En hulle probeer om hulle bande te behou met diegene, maar gelykterwys is hulle uitgeskuif en uitgedruk, en hulle is almal beskou as 'n sekte, jy weet, ensovoorts. En toe het hulle al meer onttrek, en hulle op die plek met mekaar gekom waar hulle dit beleef het, dat hulle regtig waar gevoed word deur die Heilige Gees, dat die Gees 'n uitwerking in hulle het. So as hulle begin verdeel het dit nou nie hier beteken dat ons nou moet maak soos daar in kerk net, maar hulle het dan uitgegaan om te sê daar's 'n behoefte in Hebreërs 4. Jy kan alweer lê in die kerk en jy het net gebring. Ek stap vanoggend aan en dink, wat gaan hier aan die praat van die klomp in die kantoor? My overal wat gedink aan die gedeelte van die is, van mense wat gereageer het. So, wat ek wil sê, hier is nie 'n klomp voorskrifte. Ek dink nie ons moet hierdie voorskriftelik lees nie. Ons moet vra, wat is die tendense? Wat is die ingesteldheid? Wat is die gesindheid wat tussen hierdie mense aanwesig is? Maar dalk help dit so 'n klein bietjie. Ons kan weer na die teks teruggaan, miskien moet maar ergens moet ons sê, maar hier is ons so baie oor hierdie teks gepreek, glo ek, dat, okay, ek my eintlik graag gehad het dat julle bietjie by die teks uitkom. En nou stap die tyd baie vinniger as wat hy stap, as wat daar minder gepraat word en een mens gesels in die hele diens. My volgende vraag sou wees, wat sou, kan ek dit bysê, ons het ook vir die groepleiers gevra, alle praktiese vrae wat van toepassing is op die gemeente en wat van toepassing is op ons gemeente, en wat uit ons gemeentelede se harte uitkom, maak aantekeninge daarvan. En aan die einde van die 40 dae tydperk, dan gee julle al daai inligting vir ons, sodat ons dit na die bedieningsbestuur, na die bedieningskommissie toe gaan, en dat ons daar kan sit en sê, hierdie leef in 'n klomp van Langebaan gemeente se lidmate se harte. Die praktiese goed. Julle het al oor baie praktiese goed gepraat, diegene wat ingeskakel is by 'n klein groep, of diegene wat met die boekie werk. Ons wil dit graag hoor, en dan moet ons daaroor nadink, en ons moet onderskeidend doen, ons moet daardie inligting aangaan, oor wat wil die Here hê vir ons gemeente op hierdie stadium. Nou daai vraag. Wat sal ons in ons gemeente kon doen om die atmosfeer in te maak van omgee, vriendelikheid en betrokkenheid by mekaar verder te bevorder? Die
Gees is op baie plekke in die gemeente van ons besig om te werk. Julle weet dit, julle sien dit. Ek kan sê die Here het my in hierdie week het hy my keer op keer oortuig gemaak van sy Gees wat vaardig is en wat dinge doen in hierdie gemeente. Wat dink julle sou ons meer kon doen, beter kon doen om te verseker dat omgee, vriendelikheid en betrokkenheid by mekaar bevorder word? Ek kan natuurlijk kans gee, nie voor te praat, maar gaan nooit laat met naam. Ek wil meer sê, kyk ek het saam praat oor skok. So hoe gaan julle nie hieroor gesels as nou julle almal kans gee om dan buite te praat? Ja, maar daarvoor. Maar as iemand dan ergens 'n aantekening in die datum wil maak, die papiertjies net op die tafel los, ek het nie papier daar uitgesit nie, as julle welkom. Kom ons praat gou daaroor. Wat dink julle? Wat dink julle sou ons kon doen om hierdie atmosfeer en klimaat in die gang te kry? Verder in die gang te kry. Nou moet julle kreatief wees. Kom ek noem gou vir julle net 'n voorbeeld. Gerard het 7 jaar vandag. En hy het die hele gemeente uitgenooi na 'n sop en broodjies toe vanaand binne in die kerksaal. Is dit nie in die teken daarvan nie? Gaan aan. Gaan aan.
As ek weer stadig kan bykom met 'n bydrae. Ek kyk na die teks, na die Bybel in my hand. En dan let ek die volgende woorde op daarin wat sê: gelowiges het gereeld bymekaar gekom. En hulle het geluister na die wyse waarop die skrif uitgelê word. So ek en Dominee Santie is nou nie in die klas van Paulus nie, maar ons is min of meer in dieselfde omgewing en ons het die roeping gekry en die verantwoordelikheid gekry om ook lering en leiding in die gemeente aanwesig te wees. Hulle het gereeld saam geëet en saam gebid. Al die gelowiges het groot eerbied vir God gehad. Hulle is in 'n hegte eenheid saamgesloei. En hulle was selfs bereid gewees om hulle besittings met mekaar te deel. So ek het julle nou vertel van 'n ding wat julle nie geweet het nie. Maar dalk is die van julle wat hier sit, wat kom aflaai by die kerkkantoor. So die bakkievrak wat deurgegaan het Woester se kant toe was hopeloos te klein vir my. So die res moet dan nog ek nog net weer gaan kyk na, maar dis alles goed wat by mekaar kom het vanuit die gemeente om te sê vir mense in nood waar die water hulle eenvoudig hulle voete onder hulle uitgeslaan het en hulle in 'n karavaan moes gaan bly omdat hulle huis nie meer bewoonbaar was nie, ensovoorts. Op hierdie stadium nie heeltemal so by die armes nie, maar ek weet, so kom ek sê net wat ek hier sien. Dag na dag, dit is baie erg. Het hulle ook na die tempel toe gegaan. Week vir week, om ons sê dit. Hulle het by verskillende huise saamgeëet. Gelowiges was vol vreugde. Hulle het heeltyd vir God geprys. En dit die mense in die se harte geraak en hulle in beweging gebring en hulle lewens verander sodat hulle ook aangesluit het by die kerk van die Here Jesus Christus. Dit is regtig al moeite om dit wat julle neergeskryf het en ek het gesien op sommige plekke is heel wat neergeskryf. Dis net een tafel se handskrif wat ek sal herken as ek daarna kyk en dis hierdie tafel so. Hier in daai daar waar die jong mense sê, dit weggesteek vir my, maar dit het mooi gekyk na die handskrif. So ek sal dit herken. So wat ons nou gaan doen is, ons gaan afsluit met 'n lied. Die lied wat ons elke aand sing, gaan dan hier. En as jy nou regtig waar nie vanaand wil saam eet nie, of nie saam wil sop drink nie, dan is dit alraai. Maar jy is nou so naby dan, dat jy dit wel so kan. Hier is baie broodjies. Julle sou, daar's borde neergesit, groter borde neergesit, sommige van die borde met broodjies is baie. Julle sou by elke tafel sou eintlik 'n groter bord kon vat, of een wat kleiner is, insit, en dit op die tafel kon neersit, sodat jy sommer julle broodjies op die tafel kry. En dan sal julle soos altyd daar op daai kant af sou julle onthou om 'n lekker koppie sop te kry. En ek het ook gehoor dat hier meer koppe sop is as jy daar enige vorige aand was. Nou moet jy nog onthou, ons sop was elke aand aan die einde van die aand vol. Maar daar was nooit te min nie, want ek het julle dop gehou, sommer met 'n tweede en 'n derde koppie kan haal. En ek het omgedraai op en dan nie vir my, ek het 'n skraapsel gekry met twee en die net so boonop so vir begin. Dis die wonder daarvan. Dis ook om julle sê ons is familie. En dis 'n manier waarop die Here ook werk. Jy hoef nie altyd in die Bybel in jou hand te sit nie. Jy hoef nie altyd net in gebed te sit nie. God het geweldig baie, Jesus het geweldig baie gebruik gemaak van eetgeleenthede. Die nagmaal is onder andere by so 'n normale geleentheid net eenvoudig ingestel. So ek nooi julle graag uit vanaand.
Ons het vanaand weer geleentheid om ook 'n bydrae te gee vir Bybelverspreiding. En ons gaan nou maar sommer so, hier is 'n paar mandjies, so ons gaan nou maar sommer so al 'n bietjie beweeg, en as jy graag nog 'n geldjie daarvoor wil gee, dan is jy welkom om in die mandjie te sit, en ons sal dit hanteer en sorg dat dit nie 'n kluis uitkom vanaand. So, ek gaan nou bid vir die kos, of ek kan nou dank vir die kos, of ek gaan nou nog 'n gebed doen, maar ek bid sommer maar net dat julle mekaar kan geniet, dat julle mekaar sal geniet, dat daar hartlikheid sal wees, en dat daar vreugde sal wees tussen ons, en dat dit daarmee sal uitgaan, dat hy Here uitlig, dit sal gaan uitleef, ook daarby. So kom ons sluit af met hierdie lied wat eintlik 'n seën is, 'n ou hierse seën is, wat vir ons in musiek geskryf is. Kom ons staan voor ons asseblief. Is